Hallo en welkom by hierdie episode van Blitz Fokus. As julle dalk moeg vir al die studeerwerk en al die sport, moenie worry nie. Ons gaan vandag gesels met 'n model. Ons gaan selfs ook praat oor 'n boek met 'n geheim en 'n liedjie wat die donkerte van 'n industrie uitbring. Maar eers gaan ek en Irene Marie gesels oor die nuus. Hallo almal en welkom. Vandag het ek op die bank Irene Marie. Julle ken haar as die eerste van Blitz Fokus af. Sy is terug by ons om 'n bietjie te gesels. Hoe gaan dit met jou vandag? Dit gaan goed, François, hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, net nog sekerig. Ja, ek was te ongelukkig die hele afgelope laasweek wat ons die afgehad het, dat ek maar nou bietjie sekerig geraak. Ek is nog 'n bietjie daar, maar ek raak gesond. My vriendin sê jy moet 'n suurlemoenskil eet. Sy glo Glad daaraan, nie. as jy nar is, as jy verkoue het, as jy griep het, ek het geen feite om hierdie te staaf nie, maar sy sê jy moet 'n suurlemoenskil eet, sy sweer dit werk. Glad nie, daar's nie 'n kans nie, glad nie. Ek hou niks van suurlemoen, ek hou niks van iets suur nie, ek sal maar my gemmertee drink. Ek moet sê die einste is deesdae siek en suurlemoenskil het ook nie vir haar gehelp nie. So, sy moenie weer vir my kom vandag van 'n suurlemoenskil nie. Ek sal 'n lemoenskil eet, maar ek sal nie suurlemoenskil eet nie. Nee, glad nie. Wel, kom ons gesels 'n bietjie. Wat weet jy wat hierdie week gaan aangaan? Daar's blykbaar baie rugby. Daar is baie rugby, ja. Ek weet die NSSR, die Namibiese sekondêre skool rugby liga. Oef, dis 'n mondvol daai. Hulle speel hierdie naweek, die 7de as ek reg onthou. Daar is 8 spanne vir 4 wedstryde. Die hoofene wat ons gaan uitsaai, wat is dit nou weer? Dit is Windhoek Afrikaans, né? Nee, dis nie Windhoek Afrikaans nie. Dis Windhoek Hoërskool en Windhoek Gimnasium wat speel. Daai een gaan interessant wees na hoe die interhoor Dit geëindig het. gaan. Ons kan nie wag nie. Ons kan nie wag om uit te sien daarna toe nie. Anders as dit, ek is nog nie seker wie nog speel nie eintlik. Nog 'n sê net vir my daar's 'n swak op Munt of 'n Walvisbaai daar iewers. Daar is 'n Walvisbaai. Dit is Walvisbaai. Kusbewoners, kom ons gaan. Nee, ons het Walvisbaai privaat skool wat ook speel. Maar as ek reg onthou van die program soos wat hy op die oomblik lyk, hulle almal speel op dieselfde tyd. Laat weet net by watter veld ek moet gaan sit vir swak op Munt en Walvisbaai. Sê net vir my watse kleur moet die pompoms wees. Ek's daar. Vir enige kusdorp ek is daar. Nou sien, dis nou iemand wat sports kyk. Nee, dis iemand wat van swak op Munt afkom en ongelooflik trots is daarop. Ja, nee. Ek is nou ongelukkig nie van die kus af nie, so ek bly maar daar. Ek is gelukkig, kom ek sê vir jou, dis fantasties. Dis beste plek wat jy ooit kon lewe. Beste plek, iemand met die oosvind. Die oosvind is net 4 dae 'n jaar. Dankie reg vir jouself, dis nie so erg nie. Vir swak op Munt doen ons dit. Wow. Wat? Die NRU se finale is mos ook. Ja. Maar alhoewel, ek weet nie veel daarvan, weet jy dalk? Ek weet nie so baie nie. Ek weet net Kudus van Walvisbaai. Hy het goed gevaar. Hulle afgelope 2 wedstryde het hulle gewen. Ja, ek weet hulle het teen UNAM gewen so 2 weke gelede en toe het hulle nou die afgelope naweek weer gewen. Hulle is op 'n wenstreek lyk my. Maar hulle is Kudus, kom aan. Hulle is dis Kudus, dis van die kus, obviously. Asseblief, François, moet nou nie vir ons kusbewoners so swak checkie. Nou, gaan jy daar wees? Ek sal maar nog moet kyk. Ek het 'n paar verpligtinge hierdie naweek, so Ja, ongelukkig. Maar Kudus, ek is in gees, ek is met julle. Ek skree vir julle, my wange is blou geverf en spirit. Ek is met julle. Nou hoor. Nou, kom ons stap 'n bietjie weg van al die sweet en die oefenery af. Hoe voel jy nou dat die eksamens begin het? Jy self is tog 'n student. Nee, ek is nie. Ek gaan van volgende jaar af 'n student wees. Ek wou hierdie jaar begin swat het. Net vir die rekord, dis nie omdat dit nou gratis is nie. Ek wou al hierdie jaar begin het. Maar ja, dis beslis iets wat ek veral nou dat dit eksamentyd is, begin dink ek daaraan dat jy weet volgende jaar hierdie tyd is dit ek. Dis my beurt. Ja, maar ek dink
eksamens is altyd 'n geweldige stresvolle tyd en een ding wat vir my belangrik was op skool, nie dat ek verskriklik fenomenaal presteer het nie, maar ek dink ek het ook nie sleg gedoen nie. Is balans. Gee jouself tyd om te studeer, tyd om te swat en gee jouself tyd om dinge te gaan doen waarvan jy hou, want as jy nie doen nie, gaan jy dag in en dag uit vir jou boek sit en staar en glad niks produktief wees nie. Maar as jy jouself jy weet, sê, luister, hierdie uur is nou tyd om te leer, dan leer jy vir daai uur en dan kry jy daar meer gedoen in 'n uur as wat jy in 'n dag sit. Daarmee stem ek saam. Ek het presies dieselfde gedoen. Dit so in blokkies ingesit. Dis jou leeruur, dit gaan doen jy dit gaan doen jy dit, sodat as jy terugkom, as jy gerus, jy het nie al die informasie in jou kop wat rondhop nie, so dan kan jy beter fokus. No. En ek moet ook hier sê, ek het 'n baie goeie studiemetode vir my laaste eksamen in matriek ontwikkel, want dis mos hoe dit werk. Altyd op die nou. Hulle noem dit die Leitner method, dis die Leitner, Leitner method, jy maak flitskaarte van al die inligting en jy sit dit in 5 verskillende kategorieë en jy doen elke dag, elke tweede dag, elke derde dag, elke vierde, elke vyfde, en dan teen die tyd wat jy by die 5de inkom, is dit in jou langtermyn geheue vasgelê. En dit is hoekom ek biologie nou nog so goed ken, want dit is net biologie wat ek so geswat het. So, gebruik dit. Okay, dit klink nou eintlik interessant. Ek studeer nie, maar dit is beslis iets wat ek gaan uitsoek. Dalk moet ek my dagboek so maak. Dit is nogals, ek het dit toegepas vir tale, ek het dit toegepas in my eerste semester op universiteit voordat ek moes opskop. Ek het biologie, hoërskool, het ek so geswat. Dit vat tyd, jy moet dit deur die hele semester. So as jy nou sit in stres en jy sê vir jouself, "Jesus, ek wil nie weer volgende semester so gestres wees nie," doen jy self volgende semester die guns en maak elke dag flitskaarte en dan gaan jy nie so gestres wees teen die einde van die semester nie. Ek praat van biologie nie. Ek was 'n wetenskapsou, nie 'n biologie ou nie, so. Ons praat nie oor biologie. Is biologie nie 'n wetenskap nie, François? Ek meen biology versus physics, so. Ja, skynat was ook interessant geweest. Dis die woord wat ek gesoek het. Ek het hom heeltemal vergeet. Sien, ek het nie reg gestudeer nie. Nee, vir my skynat biologie aldag, dit was geweldig interessant geweest. Ek was meer geïnteresseerd in physics. Nou, wat het jy gestudeer? Ek onthou ek het jou een keer sien woorde neerskryf. Want dit gelyk so spelwoorde. Toe ons die hokkie gedoen het. Dit was. So ek het vir 'n semester lank media geswat op Universiteit Namibia. En ek moes toe na 'n semester opskop. En toe het ek my internskap begin en dit is toe nou, hier sien jy my nou 6 jaar later. Dis daai afgeloop. 6 jaar later. En jy studeer nog steeds daai goed? Nee. Ek gaan mos nou volgende jaar weer begin. Want daai graad gaan my nie hierdie keer bes nie. Ek gaan hom nou kry. Ja, maar dis maar net 'n geweldige passie vir media wat gemaak het dat ek wil die graad kry. Jy weet, ongeag wat gebeur. Die woorde wat jy my gesien neerskryf het, was Italiaanse woorde. Dis hoekom ek hulle nie geweet het nie. Dis wat ek sê, ek leer tale ook met daai metode aan. Want as jy die woordeskat leer en jy luister genoeg die taal, dan leer jy op jou en die grammatika aan. Ek wat soveel tale leer, moet dit leer. Ek het nie cool goed om te doen in my vrye tyd nie, so ek doen net maar dit. So. Ek werk en ek slaap. Jy is beter as ek. Jy is cooler as ek. Ja, maar dit is die metode wat vir my werk. Dis wat nog altyd vir my gewerk het. Ja, nee. Wat nog kan ons oor gesels? Want die ding is, daar is nie baie nuus wat nou aan die hand gaan. Die ministerie van Onderwys, Kuns en Kultuur, Onderwys, Vernuwing, Jeugsport, Kuns en Kultuur. Hulle het 'n verklaring uitgereik waarin hulle gepraat het oor onderwysers, gegradueerde onderwysers wat dan nou werkloos word. En hulle het ook 'n bietjie gepraat oor vol klasse. So daar is 'n groep onderwysgraduante wat by die onderwyshulpsentrum in Katatura by ingekom het. En hulle het geëis dat hulle werk kry. Wat mens kan verstaan. Ek verstaan daai geweldige frustrasie met ek het 'n graad gedoen. Ek het skuld gemaak by NASFAF om hierdie graad te kry en nou kry ek die werk met daai graad dat ek my skuld kan afbetaal nie. Ek verstaan daai frustrasie. So ja, en die ministerie het toe nou gesê daar is 'n
'n ooraanbod van onderwysers. Daar's te veel mense wat gekwalifiseer is om onderwysers te wees en te min werk. En hulle sê daar is sekere dele van die land waar klasse oorvol is, onder meer Swakopmund, Rundu, Katimamulilo, Windhoek, waar klasse absoluut oorvol is. En hulle sê hulle is tans besig met 'n 3-jaar plan om daai klasse bietjie minder vol te kry. Maar hulle sê die gemiddelde nommer van leerlinge tot onderwysers is 1 tot 27 oor alle grade nou. So dit begin bietjie laer en dan gaan dit bietjie op. Maar hulle sê dit is 1 teenoor 27 en ek kan daai logika volg dat jy weet in Arandis is daar 'n klas met 12 leerlinge vir een onderwyser en in Swakopmund is daar 'n klas met 40 leerlinge vir een onderwyser. En dan kom jy gemiddeld bymekaar uit tot op 1 teenoor 27. Ja nee, ons moet maar pas op met gemiddeld, maar ongelukkig is dit altyd wat ons het vir die nuus hier. So ons het daar nou lekker gesels en gelag. Dis seker die bes wat ek gelag het op 'n nuus. That's my only redeeming quality is dat ek snaaks is. So ek het hierdie brein sê ek is nie mooi nie, ek moet net maar snaaks wees. Wat moet ek sê? Wat nie een van die drie het nie. Dit is ongelukkig al, maar moet nêrens gaan nie. Hierna gaan ons gesels met 'n model. Hallo en welkom terug by hierdie episode se gedeelte van die onderhoud. Saam met my vandag het ons 'n model wat hier in Windhoek by Windhoek Gimnasium skool gegaan het. Wil jy jouself graag voorstel? Hallo, ek is Janay Maree. Ek is 19 jaar oud en op die oomblik doen ek modelwerk in die Kaap by Ice Models. Nou, vertel ons 'n bietjie meer van jou geskiedenis, jou kinderjare en wat het modelwerk vir jou aantreklik begin maak? Toe ek klein was, ek het my eie fashion shows gehad in my kamer. My ma het my aangetrek vir die dag en ek het net 6 keer 'n dag my klere verander. So van daai dag af, dis dit seker maar soos ek moet seker model wees, maar ek was baie skaam. So my ouers het besluit om my in modeling in te sit om confidence te kry. En ja, my liefde het gegroei. Bietjie selfvertroue na. Ja. Jy het al baie klere gehad as 'n kind, dat jy kan 6 keer 'n dag klere. Ja nee, my vloer was vol klere gewees. Volgende dag haal ek net weer klere uit. My ma het net opgevou vir 'n lewe. Nou, iets wat ek dink ons is almal oor nuuskierig. Hoe voel dit vir jou as 'n vroumens, as 'n Namibiese vroumens om in internasionale model kompetisies en goed soos dit, fotograaf sessions goed soos dit by te deel? Dis vir my 'n eer en ek's baie trots om Namibië se naam hoog te hou, om te kan sê ek is 'n Namibiese model. En ja, ek weet jy, net 'n inspirasie te wees vir jonger meisies wat ook dit in wil gaan. Ja, dis 'n baie mooi ding om te hoor. Maar iets waaroor ek self nuuskierig is, nou, wat ek graag vir jou ook wil vra, hoe is die kultuur in vergelyking van om in Namibië 'n model te wees en dan nou die internasionale model te wees? Wat is die kultuurverskil daar? Ja, dis 'n groot verskil as ek moet eerlik wees, want in Suid-Afrika is 'n baie groter variety van mense. So ja, teenoor Namibië, hulle kan nog so mooi tussenin, you know. Ek weet nie regtig hoe om dit te verduidelik nie, maar ja, ek weet nie, daar's baie meer gesigte en tradisies en velklere, so ja. Dit is interessant vir my om te hoor, want jy weet mos natuurlik internasionaal dis groot, maar om dit van iemand te hoor wat fisies daar is, laat dink jy dit's baie anders as wat dit eintlik is. Ja. Nou, kom ons gesels 'n bietjie verder. Wat was jou eerste modelwerk gewees? Ek het in die Kaap gekom, ek het getrek, my ouers het met my gegaan, toe los hulle my. Soos ek alleen daar en 2 weke later toe kry ek my eerste paid job met Keddo. Dis 'n oorseese shoe brand en ek was geskok geweest. Dit was soos my starting point en ja, ek was regtig, dit het net bewys dat ek kan dit doen.
Nou, vertel ons 'n bietjie meer van wat is jou beplanning vir die toekoms? Is jy van plan om aan te hou om 'n model te wees of wil jy ander goeie studeer soos wat jy ouer word? My plan was nog altyd modelwerk en fashion design, want ek's baie kunstig. Ek het uit toe gimnasium uitgegaan, homeschool toe. Want ek wil in 'n ander lyn gaan. Ek wil nie doen wat ander mense doen nie. So ja, en ook beautician. Daai ja, ek wil dit ook baie graag doen. So ja, daar's 'n baie groot wêreld daar buite vir my. Baie verskillende opsies en keuses wat ek kan mee gaan. Nou, jy sê jy wil gaan design, jou eie klere design. Nou, het jy al iets uitgesit? Ek het 2 matriekafskeidrokke al design en laat ander mense dit vir my maak. Ja, so dit was my eerste starting point gewees en ek love dit. Nou, as 'n designer, gaan jy fokus op vroueklere of gaan jy uitversprei na mans en kinders en goed soos dit toe? In die begin gaan ek eers met vrouens, want ek is een en ek wil vir myself ook klere maak. Maar ek dink soos wat dit verder gaan, sal ek definitief vir kinders en mans ook. I mean, ja, ons is een, so hoekom wil ek ander mense uitlaat? Ek sal beslis 'n oog moet uithou daarso. Nou, kom ons trek 'n bietjie terug na 'n meer ernstige vraag. Ja. Waarmee het jy die meeste gesukkel as 'n model? Confidence, 100%. Dit kom nie altyd maklik nie. Ek was baie skaam geweest en dit het vir my baie jare gevat om actually op die punt te kom van ek glo in myself en ek kan dit doen en daar's baie mense wat nog steeds sukkel met dit. Maar ja, ek weet jy moet nie opgee nie. Jy is jou sterkste punt. Daar's mense wat agter jou staan, maar as jy nie in jouself glo nie, gaan jy nie iets bereik nie. Nou, dit is waarmee jy die meeste gesukkel het. Wat was vir die lekkerste dan? Behalwe om al die mooi klere aan te trek. Die foto's en om te sien, wow, ek is actually mooi. En om deur alles te gaan en die proses van die fotoshoots en die verskillende mense wat ek ontmoet en die tale wat ek ook hier en daar vang en dat ek ook die mense verstaan nie, maar hulle praat Duits met my en dan ek het so 'n bietjie Duits in my, maar ja, ek doen maar net wat ek weet dit is net so lekker. Ek hou van aandag. Die aandag van 'n kamera. As ek dit so kan sê. Wel, jy is hier op Blitz Fokus. Nou, tussen wat jy die meeste geniet en tussen wat vir jou die moeilikste was, hoe voorberei jy as jy nou uitgaan na 'n modelwerk toe, fisies en geesteliks nou? Ek weet dit kom eintlik maar natuurlik vir my op hierdie punt. Ek sal nie sê ek raak op my senuwees nie. Ek's meer excited. Dit gee my soos 'n adrenaline rush en dan's ek so excited. Maar geestelik sal ek sê jy moet in die regte headspace wees. Jy moet sê vir jouself, kyk vir jouself in die spieël en sê jy kan dit doen want jy kan. En dis hoe ek voorberei vir alles. Maar ek moet sê, dis die aldag wat jy natuurlike talent kry. Ja, nee, dit vat tyd. Dit is Ja, ek sal so glo, veral met hoe moeilik dit is deesdae met die beauty standards wat nou deur sosiale media uitgekom en die filters en aan dit. Nou, wat is jou gedagte daaraan aan die social media models, die influencers en goed soos dit? Ek glo almal is uniek op hulle eie manier. As dit is hoe jy wil wees, dan go for it. So dis wie jy is. Dis waarna jy glo om jou daar buite te sit. En plastic surgery, jy kan dit doen as jy mooier voel met dit, go for it. Maar ja, almal doen hulle eie ding. So ja, ek het nie regtig iets teen dit nie. Nee. Nee.
So jy voel almal moet maar wees wie hulle is. Wees net wie jy is, ja. Nou, wat uit nuuskierigheid. Ek het nou ewe skielik nuuskierigheid geraak, soos wat jy nog selfs het. Vertel ons 'n bietjie, wat is die snaakste oomblik wat jy al ooit gehad het? In terme van fotograafsessie of nou jy's op die runway iets soos dit. Wat is die snaakste dan? Ek het een keer 'n shoot gedoen en hulle het 'n ding wat in die son skyn om lig op jou gesig te sit. En ek kon nie my oë oop hou nie en my oog het half skeel getrek. En toe sê die fotograaf dit vir my, toe sê ek, but you're blinding me, soos ek kan nie sien nie. Ek probeer soos in bly en ja, dit was, ek moet sê, dit was nogals embarrassing vir my om te weet dat my oog skeel trek. Maar ek is ook net mens, so, dis okay. Ek voel dis goed vir mense om te sien dat modelle en hulle die tipe mense wat gewoonlik gesien word as perfek. Ek voel dis goed om laat mense sien dat hulle is nie. Nee, glad nie. Nou, hoe hanteer jy die druk daarvan? Van om 'n model te wees en van almal wat moet ons nou verwag dat jy moet perfek wees? Ek sal sê, soos kritiek, dit maak jou nie minderwaardig nie. Dit help jou om te leer om beter te doen en ja, soos, hoe kan ek dit sê? Nou moet ek mooi dink. Ja, moenie laat dit jou afbreek nie, want jy is wie jy is en ek weet mense het baie high expectations omdat jy 'n model is. Maar jy's ook net mens en dit help nie mense sien jou as hierdie perfekte mens. Almal maak foute, niemand is perfek nie. Almal kry pysies en mors hulle woorde op. So ja, dis lewe. Nou, wat van jy persoonlik? Wat doen jy persoonlik om te hanteer, die kritiek en die mense wat teen jou probeer staan? Ek vat dit nie hard toe nie. Ek het geleer om sterk genoeg te wees, om dit te vat, in te neem en beter te doen. Ja, So eerder op jouself fokus as wat ander mense probeer maak wat jy is. Ja. Ek moet sê, dit is nogals 'n mooi boodskap om deur te gee. Nou, ongelukkig dink ek ons moet maar die onderhoud 'n bietjie eindig hierso. Ja. Maar voor ons dit doen, het jy nie dalk raad wat jy dalk wil gee aan mense wat selfs wil modelle word nie? Ek het 'n motto. Dit gaan nou in Engels moet wees, want ek leef met dit al my hele lewe lank en dit is the future belongs to those who believe in their dreams. En ek wil nie julle moet opgee nie. Julle kan dit doen. Wees jouself, jy is uniek en daar is mense, fotograwe, brands daar buite wat jou wil hê vir wie jy is. Wel, dat was baie mooi advice, dat was baie mooi advies, dat ek maar probeer Afrikaans praat. Baie dankie dat jy aangekom het, baie dankie dat jy by die bank bygewoon het. Dankie dat ek hier kon wees, dit was lekker. Ek hoop jy het 'n lekker dag verder en julle moet nêrens gaan nie. Hierna gaan ons gesels oor 'n boek wat 'n geheim het. Oh, interessant. Goeiedag almal en welkom by Nuut op die Rak, waar ons gesels oor boeke wat ons interesseer. Vandag gaan ek met julle gesels oor 'n baie interessante en oorspronklike jeugboek met die titel Airhead, geskryf deur die bekende outeur Meg Cabot. Ek is baie jammer as ek jou naam mis sê. Hierdie boek is die eerste in 'n trilogy en dit meng die wêreld van mode, tegnologie en tienerlewe op 'n baie unieke manier. Dit is nie net 'n tipiese romans of modeverhaal nie, daar is ook wetenskap, fiksie, mystery en selfs 'n bietjie sameswering. Nou, die hoofkarakter van die boek is Emerson Watts, of soos haar vriende haar noem, M. Sy is 'n baie intelligente, skaam en ietwat geeky tiener
wat hou van videospeletjies, natuurwetenskappe en om tyd saam met haar beste vriend, Christopher Maloney, deur te bring. Nou, M stel glad nie belang aan mode nie, populêre kultuur of beroemdes nie, maar alles verander op die dag wanneer sy saam met haar jonger sussie Frida na die opening van 'n nuwe megastore van Stark Enterprises gaan, een van die grootste maatskappye in die wêreld. Nou, tydens die geleentheid gebeur daar iets ernstig ongeluk. 'n Groot TV-skerm val en M word noodlottig beseer. As jy wil weet wat verder gebeur, as jy wil weet wat aangaan en hoe haar lewe verander, maak seker om te gaan en die boek te lees. En moenie vergeet nie, soos ek gesê het voorheen, maak seker om vir ons te laat weet, hoe voel julle oor die boek? En watse boek wil julle volgende sien, wat ons oor gesels? Baie dankie. Hallo en welkom by hierdie episode se gedeelte van Voor in die Koor, waar ons gesels oor liedjies wat ons van hou of wat 'n baie mooi boodskap dra wat ons graag wil deel. Op hierdie gedeelte gaan ek nou gesels oor die liedjie Clara Bow. Die liedjie Clara Bow is die slotbaan van Taylor Swift se 2024 album The Tortured Poets Department. Nou, dit dien aan as 'n introspektiewe, kommentaar op die sieklike aard van roem en die manier waarop vroue in die vermaaklikheidsbedryf dikwels teen mekaar afgespeel word. Die titel verwys na Clara Bow, 'n bekende stilfilmaktris, daai woord moet ek seker maak dat ek reg kry, van die 1920s. Sy is bekend as die oorspronklike It Girl. Nou, Swift gebruik Bow se verhaal as 'n metafoor vir die druk wat vroue ervaar om voortdurend te presteer en hoe die bedryf hulle dikwels as vervangbare figure sien. In die lied verwys Swift ook na Stevie Nicks en uiteindelik na haarself, wat die sieklikse aard van roem en die konstante soeke na die volgende It Girl beklemtoon. Nou, hierdie lied bring voor iets wat baie mense weet, maar min het ooit hulle was nooit braaf genoeg om dit voor te bring nie. En dit voel ek is baie belangrik. Ek voel dit is baie belangrik dat ons moet begin hierdie donker goeters in die wêreld uitbring, dat almal dit kan sien. Baie dankie dat julle geluister het en gaan luister graag na hierdie liedjie. Laat weet ons, hoe voel dit jou en wat dink jy daaraan? Volgende gaan ons 'n bietjie gesels oor 'n boek met 'n geheim. Baie dankie dat julle almal hier was op hierdie bank. Al was julle nie fisies hier nie, dankie dat julle gekom het en gekom kyk het. Dit gesê, moenie vergeet om ons elke Woensdag te kry nie op DStv 285, GoTV 25. En, soos julle weet, ons sosiale media is elke dag besig. Ons probeer om uit te bring na julle toe, so gaan en laat weet ons. Kommentaar, los julle kommentaar, stuur vir ons boodskappe, ons sal ons bes doen om terug te kom en met julle self te gesels. Baie dankie, tot volgende keer, totsiens.